Welkom. Ons hoop almal het 'n wonderlike Kersdag gehad en geniet die tyd saam met hul geliefdes. 2019 hou vir ons baie nuwe avonture in. En om op hoogte te bly van alles wat gebeur, moet jy altyd seker maak om die nuutste wild en jag byderhand te hê en ons sosiale media platforms te volg. Geniet vandag se program. Steeds op Tina se plaas gee WP ons sy mening oor die wildbedryf. Ek dink ons almal was of het die teleurstelling gekry, maar ons het almal ook geweet. Ek bedoel, ons is, daar's boere wat al lank in die mark is, van hom Piet wat nou ook al uitgetree het van 2025 om 3 hulle Tina hulle die legendes in die bedryf. Ons het 'n oplewing gehad wat wonderlik was. Maar ek dink dit moet ons die geleentheid gee of ons bekommerd maak en moet bang word vir dit hê. Ons het almal verwag en almal het geweet hy gaan stabiliseer op 'n punt. En nog steeds gee dit vir ons 'n wonderlike boerdery, 'n wonderlike geleentheid. En as ek nou maar moet terugdink aan my oupale en ek is in die veld gebore, in die veld groot geword. Het ons altyd die grootste en die beste probeer uithaal, waar die hele siening van ons as mens nou weer verander het, om die beste genetika, en wat 'n wonderlike fase is ons nou in die lewe, om die beste genetika te kan terugsit in ons wildbedryf. So dit is, ek dink die baanbreekwerk wat baie mense in hierdie lyn nou doen, is onskatbaar. Ek bedoel, dit is vir die toekoms van die hele bedryf, om daai beste gene, beste produksie te kan doen, om die beste genetika te kan behoue bly, en dan produseer ons vir die mark, en ons produseer vir die wêreld. Dit is tog waarop het gaan, om 'n beter gehalte en 'n beter kwaliteit vir die ouens beskikbaar te stel. Dit is waarna almal kyk, en 'n wonderlike geleentheid het ons om dit op hierdie stadium 'n bietjie meer intensief te doen, om ook te verseker dat jy die beste bly voortbestaan en bly lewe. So 'n bietjie tong in die kies, jagbedryf, jy het al 50 duimers plus gejag. Ja, dit is, maar ek moet nou sê, dit was nou 'n paar jaar terug gewees, nou net voordat ons die oplewing gehad het. Dit is eintlik waarna ek nou vernoem het, is ons het altyd gegaan om die beste te skiet en die beste te gee vir 'n ou, maar nou het ons die geleentheid om eers die beste mee te teel, wat ons ook weer gaan gee vir die ouens om te jag. Dit is wat die ouens wil hê, hy wil tog ook 'n ordentlike trofee, en jy wil ook 'n ordentlike trofee vir hom gee. So ons het dit gejag, ons het dit beskikbaar gestel, maar ek is net uit my hart uit dankbaar dat ons die kern kon behandel, kon behoue bly, om nou daarmee aan te gaan, en om dit te gee ook vir teel en vir die hele bedryf, om 'n genetiese pool te skep vir almal daar. Ons het almal gedink 'n jaar terug, alles is tot hy gestot, maar 'n pizzaveiling wat nou net verby was, het bewys, dit is nog 'n goeie, daar's nog lewe, almal is nog opgewonde, ons moet nie negatief raak nie, en ek is regtig baie opgewonde oor Februarie. Baie werk wat nou ingegaan, baie voorbereidings, maar ek is baie opgewonde om te sien wat daar is, en daar is nog 'n behoefte, daar is regtig waar 'n mooi toekoms vir ons. Ons gaan 'n mooi uitkoms wees, en ek kan nie wag nie. Dit is, ek dink dit gaan iets besonders wees. Dit gaan weer tog daai vertroue terugbring in ons in die boerdery in, die vertroue in ons wildbedryf, in ons mense en die hele boerdery wat ons kan lewer, en ek dink dit wat ons in Suider-Afrika kan gee, en die kundigheid en die ervaring wat ons hierso het, is uniek in Suider-Afrika. Ons gaan dit in die res van die wêreld kan vergelyk nie, en hulle kan baie by ons kon leer oor die hele wildbedryf wat al so oor jare kom, wat ons kan bied vir die wêreld. So dit maak my baie opgewonde. Ek sien uit daarna, en ek glo dit gaan weer
die herstel van ons wildbedryf gaan dit teweegbring en dat die mense moet positief wees. Daar's vir ons 'n goeie toekoms en dit is 'n goeie bedryf. Dit is 'n goeie boerdery. En daar's 'n groot behoefte internasionaal. Dis die enigste plek waar die ouens wil kom jag, is Afrika. Ek bedoel gaan kyk in Dallas en SCI en oral waar ons is in Rusland wat ek nou was. Elke ou beskou eers hy het 'n jag gedoen as hy Afrika gejag het. So dit is wat die ouens wil, hulle wil kom jag en dit is waarvoor ons dit teel. Ons teel die wildbedryf. Ek dink 'n tweede fase waarna ons gaan ingaan is oor die vleisproduksie wat ons later kan 'n baie enorme mark wat nog ontgin kan word, maar tot op nou op hierdie stadium is dit ons eie kultuur om daaraan te voldoen en aan die internasionale kultuur om daai ouens se behoeftes kan voldoen. Hy wil in Afrika kom jag en as hy eers een keer hier was, kom hy altyd terug. Ek het ouens wat al 27 keer teruggekom het na my toe, so dit is maar net 'n bewys dat hy wil Afrika ervaar. So met ons skoon natuur en met ons diere wat ons het, ons verskeidenheid, hoeveelheid diere daar is, die springbokke wat nou geteel word, die kwaliteit, ek bedoel ons is aan die wêreldrekords teeling genetiese goed wat ons nou kan teel. Dis enorm. Ek bedoel dis wonderlik om te dink dat dit net beter word en dat 'n mens net 'n beter kwaliteit, 'n beter bok en alles aan die mark kan gee wat ons het. Let's see what January's edition of Game & Hunt magazine has to offer. Remember that you can subscribe to our magazine on our website, or you can send an email to wendy@wildlifehunt.co.za. In our first edition for 2019, regular contributor Lawrence Jennings and a few friends spent 5 amazing days hunting several unique animals in some of the most beautiful parts of Mozambique. Enjoy this article on pages 24 to 26. Op bladsy 70 gesels ons met die enigmatiese en veelsidige voorslagboer Tina die Jager, wat vir niks in die manswêreld stuit nie. Ons gesels oor haar beginjare in die wildbedryf, haar verskillende boerderye, hoe sy haar diere selekteer en teel en haar siening oor die lewe. We wish you a very happy and blessed 2019. Thank you again for your support. We aim to bring you the latest news and best entertainment in the game and hunting industry. Till next year. Goodbye.